So, ja. Iemand het hom nie aangesit nie. Alles reg. Maar weer eens welkom julle. Kom ons begin. Ons lees so 2 verse uit Jesaja 9, vers 5 en vers 6. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Julle opgelet het, hier staan 'n kruis vanoggend. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Want die tema van vanoggend se boodskap: watter Jesus aanbid jy? Ons leef in 'n tyd waar baie Christene vasgevang is in die aanbidding van die baba Jesus. Maar wat dink ons sal God, die Vader, dink van hierdie tipe aanbidding? Dis moontlik dat God dalk hartseer voel oor hierdie amper minagtende tipe aanbidding gedurende die feestyd. Ons leef in 'n tyd van, en ek beskryf hulle as seisonale Christene. Dis daai Christene wat net oor Jesus praat, so aan die aanloop na Kersfees en Paasfees. Die res van die jaar swyg hulle soos die graf. So alles of hulle skaam is om Jesus, of hulle skaam is om Jesus se naam te noem. En ons weet wat sê Jesus daarvan. As ons ons vir hom skaam, gaan hy hom skaam vir ons ook. Maar kom ons praat oor 'n groter virus onder die Christendom. Ons noem dit skynheiligheid. Dis hierdie geslag wat net bereid is om die baba te aanbid, maar niks te doen wil hê met die man nie. Hulle aanbid hom in die krib, maar is nie bereid om Jesus op die troon te aanbid nie. Dit is beslis kommerwekkend dat daar soveel Christene is wat vasgevang is in hierdie tipe skynheilige aanbidding. En ons vind dit nie net in die wêreld nie, maar diep binne in die kerke ingewortel. Want dalk is dit omdat die baba Jesus geen bedreiging inhou vir hierdie skynheiliges nie.
Want hy het nog nie sy koninkryk hier op aarde kom vestig nie. Hy het nog nie sy wette kom bekend maak nie. Hy het ook nog nie in hulle lewens ingespreek oor wat hy wil hê of van sy gebooie nie. Hy het nog nie die geldwisselaars en die verkopers se tafels omgegooi en hulle met 'n sweep uit die tempel uitgejaag nie. Hy het nog nie vir die heilige fariseërs vertel hulle is slange en 'n addergeslag en blindes en wit gekalkte grafte nie. Hy het nog nie na hulle gekyk en hulle kinders van die duiwel genoem nie. Want hy was nog 'n baba in die krib. Hy kon nog nie praat nie. En dit is maklik om 'n baba te aanbid en lofpryse toe te sing. Vir te veel van hierdie wêreldse Christene van ons tyd is hy maar nog steeds net die baba in die krib. Geen bedreiging nie. Hy het nog nie 'n woord gespreek teen hulle sondige gedrag nie. Hy het nog nie vir hulle gesê moenie weer sondig nie. Hy het nog nie begin preek en gesê bekeer julle. Maar kom ons kyk 'n bietjie dieper na hierdie skynheiligheid. Die skynheiligheid wat bestaan reg oor die wêreld onder die Christene. Selfs die moslems glo in Jesus se wonderwerke. Hoeveel Christene glo nog in wonderwerke wat Jesus doen? Maar net om net in die wonderwerke te glo, maak ook nie van ons geredde Christene nie. Want die Bybel sê vir ons, daar gaan baie wonderwerke en tekens gedoen word deur die anti-kris ook. So ons moet die ware Jesus ken, om te weet waar lê die verskil. Baie mense is bereid om Jesus in die krib te aanbid, maar nie as God nie. En dit is waar die probleem inkom. Hy bly vir hulle net 'n baba. Hulle is gemaklik in hulle sonde. Die man wat gegroei het en nie meer 'n baba is nie, is vir hulle veragtend. Want hierdie kind het nou groot geword. Ons lees dit daar in Lukas 2 vers 40 en hy het vol van die Gees geword en vol van die waarheid, maar hulle wil hom nie ken nie. Hy het na sy wêreld toe gekom, maar hulle wil hom nie ken nie. Makliker om 'n baba te aanbid. Ons sien in hierdie tyd, mense hardloop agter liggies aan en agter die Satan Kersvader. Maar wat van Jesus? Wat van Jesus wat aan die regterhand van God sit op die troon? Aanbid hulle hom nog? Of is dit te veel gevra? Dis waarom hierdie skynheiligheid in die kerk so skrikwekkend is. Hulle leef in hulle halwe leuen.
en wys vinger na alles wat die waarheid is in God se woord. Hulle kerm en kla omdat Jesus nie meer in skole aanbid word nie. In skole aanbid word nie. Maar hulle bid nie eens meer in hulle huise nie. Baie mense is vinnig om uit te wys dat die regering van die tyd Jesus minag. Maar Jesus word daagliks in hulle huise geminag. Baie mense se kantore en huise is versier met prentjies van Jesus en Bybelversies teen die mure. Maar hulle harte is leeg van Jesus en sy gebooie. Dit maak nie aan my saak hoeveel kruise in en om jou huis is nie. Of hoe groot die kruis om jou nek is nie. Ek wil die ware Jesus in jou lewe sien. Dit gaan nie of jy 'n kruis om jou nek dra nie. Gaan daaroor of jy jou kruis al opgeneem het om Jesus onvoorwaardelik te volg. Dis wat Jesus wil hê. Hier kom die ware skynheiligheid in die kerke tevoorskyn. Te veel Christene wat Jesus net met hulle mond bely. Met hulle mond bely. Maar hulle harte is ver van hom af. Is dit wat God wil hê? Mense gaan nie meer kerk toe. Dit is mos te veel gevra. Het lyk of mense al minder te doen wil hê met die ware Jesus. Daai een wat sit aan die regterhand van die Vader. Net solank hulle daarom nog die baba, liewe Jesus, van die Kerstonele en die kinderbybel kan aanbid. Daai ene met die mooi skapies en die kleurvolle wit sneeu en al daai goeters. Dis nie die ware Jesus nie. Daar's te veel skynheiligheid en te min opregte kinders van God. In die kerke word die mooiste Kersliedere gesing hierdie tyd van die jaar. En dit klink so vreeslik mooi en eg. Jesus word aangespreek as Here in die kerk. En buite? Is Jesus werklik die Here van jou lewe? Het jy al volkome oorgegee aan God? En wanneer ons Lukas 2 vers 21 tot 40 gaan lees ons van twee persone. Lukas 2 vers 21 tot 40 lees ons van twee mense, twee persone. Simeon en Anna. Anna was 'n profetes en Simeon was 'n regverdige man. En hierdie twee mense het die baba Jesus gesien tydens sy besnydenis. Maar hulle het nie vasgekyk teen die baba nie. En dit is die verskil tussen hierdie mense en baie Christene. Hulle het die Messias gesien, die koning bo alle konings, die een wat is, wat was en wat sal wees.
Na wie kyk ons? Dink ons God moet maar tevrede wees met hierdie soetsappige aanbidding van ons tyd? Want volkome aanbidding is baie meer as net hierdie oppervlakkige aanbidding by die krib en 'n grootliks onveranderde lewe. Want die Bybel sê, bekeer jou, word verander, ons mag nie dieselfde bly nie, want anders het Jesus se sterwe aan die kruis vir ons geen doel nie. Dit is ook om volle erkenning te gee aan die opgestane Jesus Christus. Dit help nie ons bly vas hier by die krib nie. Dan is ons nog op die verkeerde plek. Jesus het in die kruis gesterwe vir elkeen van ons. Waarom? Sodat ons gered kan word. Sodat ons in 'n verhouding met God kan staan. Want as dit nie vir dit was nie, was ons almal nog steeds verlore. God stel nie belang in hierdie afgewaterde aanbiddings nie. Jesus moet gesien word as die een deur wie alles geskep is. Vir wie alles geskep is. Wat ons lees in Johannes 1, vers 1 tot 5. Baie mense doen ook wonderwerke en dade. Dit gaan nie net daaroor nie. Aanbid jy hom as God? Of net as die baba in die krib? En wat van jou kinders? En hulle kinders? Weet hulle meer van Kersvader as van Jesus? Want dis die geslag waarin ons leef. Het jy hulle al vertel wie Jesus werklik is? In 'n gedagte, hoe gaan jou kinders jou glo oor Jesus, wanneer hulle eendag uitvind, Kersvader was een groot leuen? Hoe gaan jy dan vir hulle verduidelik, maar Jesus is waar? Hy is die waarheid. Hy is die weg. Hy is die lewe. Hulle gaan jy nie meer vertrou nie, man. Jy moet jou kind van kleins af groot maak oor wie Jesus werklik is. Ek praat ook nie van die baba Jesus in die krib nie. Daai een waaraan so baie Christene al so koorsagtig vasklou nie. Ek praat van Jesus, die man as God. Is die waarheid volgens die Bybel nog jou maatstaf? Of is dit die wêreldse verleiding en die tradisies? Ek sluit af met die volgende. Die wêreld mag dalk nog stil staan by Bethlehem. Maar dit beteken nie jy moet ook daar gaan stil staan nie. Laat die Gees van God jou lei van die krib tot by die kruis. Die kindjie in die krib het om een doel gekom. En een doel alleen. Om sy lewe neer te lê as 'n losprys vir elkeen van ons. Ek het gaan lees in Markus 10 vers 45. 10 tot 5 vers 45. Sonder die kruis het die krib geen verlossingskrag nie.
Ons moet ons opgestane koning aanbid. Nie net die pasgebore baba nie. Christus het vir ons sonde en met ons sonde gesterf. Hy is begrawe. Hy het opgestaan uit die dood, volgens die skrifte. Dan lees daar 1 Korintiërs 15, vers 3 en 4. Moenie soos die wêreld wees nie. Ons moet anders wees. Ons moet anders lyk. Ons moet sommer anders ryk ook. Die wêreld vier Jesus net vir 'n dag of vir 'n seisoen. En daarna, ons moet Jesus se geboorte, sy dood, sy opstanding, elke dag vier. Nie net met ons lippe nie, maar met ons hele hart, ons hele siel, en ons hele verstand, met ander woorde, met jou hele lewe. Jy's vol in, of jy is nie in nie. Daar is nie 'n grys area in hierdie dinge nie. Jy's vir God, of jy's teen God. Mag God julle genadig wees. Amen. Almagtige Hemelse Vader, U ken ons harte. Here, dis ons gebed dat meer kinders by U sal uitkom, Here. Ons lewe in 'n tyd waar mense U nie meer wil ken nie. En is hartseer, Here. Dis nie wat ons wil sien nie. Here, werk met hierdie geslag en met die geslag na hulle, dat hulle die ware Jesus, die een wat sit aan die regterhand van die Vader, dat hulle hom sal aanbid, Here. Want hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Dit sal ons gebed wees in hierdie dae hierna, Here, dat meer mense U sal aanbid. Dat meer mense by U sal uitkom, Here, voordat dit te laat is. Môre is nie gewaarborg nie. As jou lewe nog nie reg is nie, kom na die Here toe. Vandag nog. Here, dankie dat ons nog U woord kan verkondig. Here, dankie vir hierdie woord vir vandag. Seën hierdie woord verder, Here. En laat dit in mense se harte gaan werk. Tot eer en verheerliking van U koninkryk. Dankie, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, Jesus.